Ek sê gou weer, goeiemôre Jaco, gaan dit daai kant? Goed en self, dankie. Ag nee, ons is lekker hier in die Kaap, want jy ken mos vir ons gaan net met die flow soos hulle sal sê. Ja, Ja, Jaco, luister, ek het nou vir ons luisteraars nou gebeloof, ek gaan met jou gesels en jy's 'n filmmaker en jy's al die pad daar in 'n rivier sonder end. Maar kyk hier, ek wil nie nou nog ek is die een wat hou van my gaste se inligting en goeders te gee nie. Ek lyk my gaste moet dit self sê, want dan klink dit net beter en dit kom beter uit wanneer dit uit hulle monde uitkom. Jaco, gee gou vir ons 'n bietjie inligting of inligting daarvan jouself en wat is dit wat jy doen? oké. My naam is Jaco Koen. Ek is van Refusion End. Ons het 'n NPO gestig in 2021. Sy naam is Funky Force Youth Development Movie Center. Goed. So wat ons graag wil regkry is om eendag 'n training center op te sit op Refusion End waar ons mense wat nie regtig die finansies het om na die dierskole toe te gaan nie, Goed. om hulle dan te help om movies te maak hier van ons dorp af. Mm. Ons is huidiglik besig nog om ons profiel te skep. So wat ek nou doen is ek beweeg van dorp tot dorp rondom ons dorpe. Sure. Maar dit het nou so ge-expand dat ek het nou begin beweeg van die Kaap tot binne in Port Elizabeth. So ons het nou al so ge-expand. So ons het nou al 'n hele paar films gemaak. Ons het films gemaak saam met Rowan Boysenok laas jaar. Ons het nou al van ons eie films gemaak. Ons is huidiglik besig om in die Kaap te werk aan 'n dansfilm. Dan het ons ook 'n film wat in Genatendal aan die gang is. Maar ons doen nie net films nie. Ons doen modeling shows, ons doen danskompetisies, ons doen skrywers. Ons het een van ons skrywers op julle show gehad, Sonja Jacobs. Okay, okay. So as alles mooi loop binne die volgende 2-3 weke dan gaan haar boek nou amptelik nou gelaunch word. Mhm. Wow, Ja. maar dis lekker. So as ek nou gou praat van films, jy noem dan nou verskillende films en so aan. So hoeveel het jy nou al reeds gemaak nou al dusver? Kyk, ons het 3 gemaak saam met Rowan Boysen. Dan Ja. het ons 5 gemaak op ons eie. Oh. Die 6de enetjie lê in proses. Mhm. Dan gaan dit wees nou die enetjie van Genatendal. Dit gaan 'n 10 reeks wees. Okay. So as ons om nou begin, gaan dit nou 10, dit gaan soos 'n Episodes wees. kom ons sê 'n miniseries wees. Ja, okay. So dit gaan en dan het ons nou die film in die Kaap. Mhm. So altesaam as klaar is dit so 8 al. Oh, dis baie hoor, dis baie. Ja. Nou, uh, as hierdie films nou klaar is, waar gaan dit nou uitspeel? Op die televisie of waar nou? Man, ons werk nog towards daai. Kyk, wanneer ons nou almal ons compliance gekry het, né, dan sal ons die TV maatskappye begin approach Ja. en vir hulle nou ons profiel neersit om te sê wat wil ons graag bereik daardeur. Huidiglik doen ons dit nog net op YouTube en Goed. op Facebook en op TikTok en so. Ons gooi dit nou maar nog daarso. Maar Okay. langtermyn wil ons TV toe werk, ja. Okay. So, maar die proses op daai platforms, werk dit daarom en kom dit dan die getalle daarom aan? Man, ons het as ek dit nou so moet kyk nou na ons movie afdeling nog het, né? Het ons kom ons sê so 80 kindertjies wat nou nog nooit ondervinding gehad het in films maak nie. Ja. Dit is hulle heel eerste keer wat hulle exposure kry op dit. Ek het Wow. nou laas getel toe ons omtrent sê 250,000 views gekry op ons 8 films. Nice. Verstaan? Okay. So ja. Mm. So ons kry ons syfers daarom. Ja, nee, dis goed so. Maar nou kyk Jaco, ek moet mos dan nou sê om films te maak is mos nou nie net speletjies nie. Daar is mos nou Ja. geld daar om die equipment homself is mos nou al klaar baie geld. So Mm. kry julle Mm. daarom befondsing of hoe werk julle? Okay. So tot en met vandag toe, né, het ons nou nog alles gedoen sonder 'n sent. Verstaan? Okay. Ons het maar nou gegaan op die genade van bo. Goed. So ons het nou uitgereik na mense toe en mense het nou maar by mekaar gekom en ons het dit nou maar so gedoen. Mm. Future plans gaan ons wil begin 'n equipment koop ensovoorts, maar huidiglik het ons nou nog beweeg sonder fondse. En ek bedoel ons het goed gedoen sonder fondse tot en met dusver, né? Mhm. Nou jy sien, dit is nou net die ding altyd wat baie keer doen 'n mens beter sonder befondsing as met befondsing. Want die mense wat dan nou Mm. wel vir jou gaan befonds, hulle kom dan by die einde van die dag met en ek bedoel dit nie lelik nie, maar hulle kom dan met Mm. hulle reëls en regulasies want hulle betaal en by die einde van die dag Mm. dan lyk dit net so
Daai wat hulle wil hê jy moet doen en daai waar jou kop staan om te doen is twee verskillende Mm. goeders. Maar nou moet jy maar Verstaan, nou daar maar word ja, ekskuus, nou moet ja. jy maar daai rigting gaan want jy wil nou die Mm, mm, befondsing hê. Maar nou ek mm, moet dan mm, nou sê baie keer is dit net amper soos hulle sal sê jy is tussen 'n rock en 'n hard place. mm. Ja, kyk, hulle sit 'n verwagting neer. Hmm. Huidiglik kan ons nog nie daai verwagting kom ons sê vervul nie, Ja, want jy gaan nou wel graag hê ons moet so ding uitbeeld, maar die jong mense wat ons recruit het nog nie daai opleiding om daai yes. uit te beeld wat jy graag wil hê nie. Mm. So ons doen onset training. Kyk, ons films is gemaak sonder skrips, né? So ek ry uit na 'n dorp toe. Kom ons sê nou ek gaan nou na Caledon toe. Goed. Dan sê ek ons wil 'n fliek maak in Caledon. Dan ry ek so 30 mense uit. Die dag wanneer ons die film moet skiet, van die 30 mense kom omtrent 9 of 10 mense voor 'n dag. Die oomblik wanneer ek daar kom is eerste wanneer ek weet met hoeveel mense werk ek. So jy kan nie met 'n skrip daar opgedag kom nie want jy gaan nie genoeg mense vir jou skrip hê nie. Ons moet daar en dan moet ons nou sit en 'n skrip uitwerk. Dan moet ons daar en dan moet ons nou gaan winkels approach en vir winkels vra kan ons vir julle exposure gee? Kan ons dit doen in julle winkel of kan ons dit doen in julle gastehuis of so voorts? Yes. So dat julle fliek word net daar en dan gebou. Die oomblik wanneer daar befondsing betrokke is, dan gaan jy moet hierdie goedes pre-doen. Maar dan die oomblik wanneer kyk jou befondsing gaan op die einde van die dag net jou koopman betaal. Ja. En jou travelling koste en so aan. Hy gaan nie regtig jou akteurs betaal nie want hulle is nie kom ons sê opgeleide akteurs nie. Dit is mos nou training in proses. Yes. Maar daai akteurs gaan nou weer daar soos 'n budget. So hy gaan ook verwagting het dat hy gaan ook iets moet ontvang. Yes. Dan die oomblik wanneer jy nou die produk betaal het, dan raak dit nou 'n hele nuwe ballgame. Ander storie. Ja. Nou Jaco, jy maak nou films, maar nou het jy enige filmopleiding en daai tipe van goeters het jy? Nee, ek het nie. Ons het sommer maar net ingespring en ons het net begin werk. Okay, alright. En jy is tevrede met die outcome soos hulle sal sê. Kom ek sê so. Ja, ons maak baie foute. Ons leer uit ons foute en so aan. Wanneer ons kom waar ons wil wees en die regte mense gaan vir ons in die hand vat en ons gaan begin ons opleiding kry en so aan, gaan ons die sukses kry wat ons graag wil hê. Maar ons gaan nie daar kom as ons nie inspring en begin nie. Ja. Dit is nie iets wat in ons kyk ons het baie limited opportunities. Ja, want soos hulle altyd sê, dit maak nie saak wat jy wil doen nie, solank jy net begin met iets. En as jy nog 'n begin het, dan kan jy besluit, okay, wat wil ek nou verder of wat moet ek nou doen? Maar nou sê gou vir my, jy maak nou films. Wat wou jy dalk miskien gewees het of geword het of gedoen het toe Jaco nou jonger was nou? Man, kyk ek het my heel eerste werk wat ek gedoen het na skool. Het ek begin werk by cinema. Okay. By die cinema sommer, dis daar waar die ding inkom. Dis daar by die gogga my sommer klaar daarso. Okay. Kom ek sê so in my dorp werk ek met films al die hele tyd al. By my huis en so aan. So ek het 'n liefde gehad vir dit. My tipe werk wat ek gedoen het was altyd administratiewe werk, so my papierwerk kan ek nou self doen. Ja. Okay. Maar ja, soos die ekonomie op die oomblik is jy kan nie sommer net gaan werk soek waar jy wil nie want daar is nie oral te werk nie. Toe COVID tref, toe weet ek nie waartoe gaan ek toe gaan nie want toe is hier nie werk in ons dorpie. Kyk, hier wag jy vir iemand om dood te gaan voordat jy 'n werk kry. Verstaan? En somehow het hierdie idee net in my kop gepop. Kom ons begin hierdie projek. En ek het 10 mense gerekruut. Ons is nou heidaglik net 9. Ek het 10 mense gerekruut. Neem aan ek het nie 'n voertuig nie. So as ek 'n PE toe gaan, dan hike ek PE toe. As ek Kaap toe kom, hike ek, ja. As ek na 'n dorp toe gaan, ek hike na daai dorp toe en ons werk daai dag klaar en ek hike vanaand weer terug huis toe. Verstaan? So ja, ek sit 100% in vir alles. Maar nou Jaco, om te hike in vandag se dae is mos gevaarlik, jong. Hoe kan jy net so man in iemand se kar klim en ry en weer terugkom? Man, hulle sê so, maar die ding is ja, ek word mooi gekyk na. Ek word in karre geplaas waar ek moet in daai kar wees. Ek moet saam met daai persoon daai gesprek hê. Ons moet daai pad stap. Ek word afgelei in 'n dorp waar ek moet daai persoon ontmoet. Verstaan?
So ek dink ek is gestuur op die pad. Ja. Wel dan moet ek sê dat jy het guts as 'n mens dit nou so mag stel. Want kyk as jy nou in Ja. iemand se kar klim wat jy glad nie eers ken nie, jy hyk nou, klim jy nou nog in daai kar nou nog met jou equipment ook of vat jy nie equipment saam nie? Ja, ons moet want kyk as ek daar Ja. kom dan is dit mos nou produksie mos nou. Yes, yes. Ja. 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 Mm. Ek kyk nou sommer met ander oë na jou. Die feit dat hy net in mense se kar klim en hy ken dan hy kyk die kant toe en hy kant toe. Hy Ja. is mense te bang om iets te doen deesdae. Maar nou Jaco, jy is dan tans besig nou met filmmakery en daai. Maar kom ek sê nou hier kom jy by 'n dorp. Jy het nou wel uitgesit daar. Kyk, jy soek na soveel mense, maar hier kry jy nou minder mense. Hoe gaan jou gedagtes loop mos nou seker anders, want toe jy jou Mm. gedagte was vir die 30 mense, nou outomaties moet Mm. jou gedagtes nou anders hardloop, want hier het jy nou net 10 mense. Nou hoe hardloop jy nou met daai? Nou sien dit is wat die proses moeilik maak. Baie mense vra vir my, kom ek met 'n skrip? Ja. Sit jy 'n skrip uit en jy sê op daai skrip jy het nou 'n verwagting gehad vir 30 mense. Die oomblik wanneer ek skrip in hy dorp kom vir 30 mense, dan gaan dit 'n flop wees want hoe gaan jy dit nou aanpas? Ja. En dit is die rede hoekom ons nog nie met 'n skrip gaan nie totdat ons nie kan sê okay, ons het branches in elke dorp nie. Goed. En dan daai branches het die recruit hulle eie mense en dit is pre-program nie. Hmm. So nou is dit op jou voete dink. Hmm. Die oomblik wanneer ek daar kom en ek sien met wat werk ek, daai oomblik moet nou al geskep word. So jy moet nou vinnig op jou voete dink. Yes, yes. Ek kyk gewoonlik 'n sentrale spot waar ons kan ontmoet terwyl ons wag vir almal om dan nog nader te kom. Daar hardloop ek sommer by die winkels in en by besighede in en ek sê vir hulle wat wil ons nou vandag doen? Gelukkig vir ons baie van die plekke koop in. Dis Okay, reg, julle nice. kan maar goue sien, julle kan goue sien hierso doen. So hulle is nie nog snaaks nie. Ek dink een van ons success stories was gewees Botrivier. Okay. Ons het daar gemaak Laventelaan. Nou Laventelaan is 'n rondloperman. Dis mos nou 'n gigolo. Ek hoor Ja. jou. Ja. En daai film het nogal baie goed gedoen. Ek dink tussen die twee episodes wat ons geskiet het daar, het ons omtrent sê 35000 views gekry. Nice, nice. Nou, Weereens, ons het nie voor die tyd niks gehad nie. okay. Ons het gestap na die Yusef kompleks toe. Ons het gevra mag ons hierso skiet. Ons het binne in die selfoonwinkel gevra mag ons gou hierso doen en almal het net ingespring en ja gesê. Okay, nou that's nice. Nou voor ek jou gou laat hardloop, jy het gepraat van Rowan Boysen, werk julle twee nog saam of was hy nog steeds in die baai in PE? Ja, hy's nog in PE. Kyk, Okay. dit was hy het access gesoek na die Kaap toe want hy wou die kant begin explore het. Ja. En toe het ons 'n collaboration gedoen. Maar ek het ook uitgevind ons is myle van mekaar af as gevolg van hy is 'n individuele filmmaker. So hy werk vir hom eie goal. Ja. Ek is 'n gemeenskapsfilmmaker. So ek werk vir die gemeenskap. Okay, ek hoor dit gaan nie oor dit gaan niks vir my nie, dit gaan oor vir wie kan ek van die jong mense. Ek het 'n jong seun van Graafbou. Hy wil bitter graag as hy klaar is met skool Suidooster toe of Arendvlei toe gaan. Yes. Nou dit is hoekom moet ons aanhou die films maak dat Arendvlei vir hom kan raak sien. Ja. Dat hy op 'n ouene dag by Arendvlei kan inkom. Ek hoef nie by Arendvlei in te kom nie, maar hy wil graag daar inkom. En dit is hoekom moet ek aan met wat ek doen. Waar by Rowan Boysen maak hy sy films vir Rowan Boysen, verstaan? Dit gaan nie so much oor jou as die crew nie. Verstaan? Okay, ek hoor jou. Okay, nou jy noem daar van Arendvlei. So Arendvlei is nou hy's glad nie meer op die lug nie. Hy's af so skemergrond. Skemergrond is nou in Arendvlei se plek. En dit is almal daai mense wat in Arendvlei was wat nou in skemergrond is en natuurlik is dit dieselfde mense wat nou Arendvlei gedoen het wat dan nou ook vir skemergrond doen en allerlei dinge. Maar nou Jaco, ek gaan jou nou los met hierdie. Is daar dalk miskien enige iets wat jy sal baie graag wil hê van ons gemeenskap of hoe hulle jou miskien kan help? Man, soos nou, ek het 'n beroep uitgesit dat ons is tekort aan 'n kamera of sulke equipment. Ja. So as daar dalk iemand is daar buitekant wat nou weet waarmee ons besig is en hulle verstaan nou dat ons doen dit sonder fondse. Ja. En hulle wil ons dalk help met 'n kamera of equipment. As hulle dit baie waardeer. Okay. En waar kan hulle dalk vir jou in die hande kry as ons praat van sosiale media? Okay. Op Facebook is dit onder Jaco Koen of dit is the Funky Youth Group. Okay. Op
YouTube is ons The Funky Youth Group en dan op TikTok is ons The Funky Youth Group. Okay. En dan op WhatsApp is ek op 083 Alright, lekker. 39 Mhm. 4425. Is daar dieselfde nommer wat ek het, né? Yes. Okay, dit is so. Jaco, ek wens vir jou alles van die beste met jou filmmakery en laat daai jong span wat jy vir hulle nou doen, laat ons vir hulle sien eendag op die televisie wat nou lekker daar is by Skemergrond en Suidooste en you name it. Ek sê vir jou baie dankie en alles van die beste daarso, Jaco. Baie dankie en mooi dag vir julle. Selfde daai kant. Wel, daai was dan nou natuurlik my gas Jaco Koen en ek kan vir julle sê